Ok julle, vandag gaan ons bietjie praat en verder uitbrei oor kleredrag. So ons het al gepraat nou voorheen oor as jy onttrek, het ek vir julle 'n voorbeeld gegee van wat ons mee sal onttrek of wat my spesifieke kleredrag is, veral as jy moet te voet gaan of wat ook al met jou grypsak. Maar nou gaan ek gou praat oor kleredrag in die algemeen. So baie van julle het al gesien hoe lyk of ek hoop baie van julle het al gesien hoe lyk 'n boer by 'n vandisie. Hulle het maar meestal hierdie kort broekies aan, en dan het hulle sulke lang kouse wat hulle saam met hulle skoene dra veral in die somer. En dan oordentlike skoene. En as ek sê oordentlike skoene, is dit nie tekkies nie. Dis maar 'n oordentlike skoen wat hulle op die einde van die dag dra. Nou jy hoef nou nie jou hele klerekas te gaan verander volgens dit nie, maar neem maar kennis, dit is maar die tipe kleredrag waarna jy gaan moet kyk. Natuurlik 'n denim is altyd 'n wenner, al is dit nou 'n kort broek. Ja, is nie vir my nie, maar ek weet daar is mense wat dit wel dra. Maar 'n denim natuurlik in die winter. En dan gewoonlik maar 'n knopies hemp of so. Hulle is 'n bietjie ligter op die lyf op die einde van die dag as 'n T-hemp. Jy weet veral as jy heeldag buite in die son moet wees ensovoorts. Hoed baie belangrik. Dit is van kardinale belang. En nie 'n kepsie nie, 'n hoed. So 'n breë rand hoed. Altyd belangrik om te hê. En sorg maar dat jy so 2 of 3 van hulle het. En jy moet markeer vir die son, jong. Hy kan jou brand of dit nou winter of somer is, maak nie regtig 'n verskil nie. So dis nogal belangrik met jou. Jy weet dit help nie jy pak jy trourok in nie. Daar is seker mense wat dit dalk kan gebruik in daai tyd of na die tyd of wat ook al. Maar vir oorlewing maak dit glad nie sin nie. Kleredrag is baie belangrik. Ek gaan nie praat oor taktiese kleredrag nie. Dis iets wat almal self maar kan gaan navors en na kyk. Maar ons praat nou net van die algemene kleredrag. So ten minste oordentlike 2 oordentlike pare stewels. As jy nou net tekkies het, dan bring jy nou maar net jou tekkies. Daar's nou nie veel wat jy andersins rondom dit kan doen nie. En dan natuurlik soos wat ek sê, maak maar seker jy het 'n hele paar lang broeke, jy weet as jy dis dalk warm en is dalk sleg vir jou, maar ek dink nie iemand het al ooit gedink hoekom die ouens altyd hulle kouse so hoog optrek trek nie, en daar's 'n baie goeie rede daarvoor, en dit gaan oor as jy in die gras loop ensovoorts in die veld. Die gras sny jou. Jy weet daar's altyd iets wat in jou hak. Dan het ons nou nog eers gepraat van die bosluise ensovoorts wat daarmee gepaard gaan nie. So daar's 'n rede hoekom die ouens doen wat hulle doen. So ek sal my altyd voorstel, jy weet sorg dat jy maar 'n paar oordentlike denims in het. Oordentlike at least 2 pare skoene. Want dit is nou nie of jy dit noodwendig gaan jy weet noodwendig weer kan skoene koop nie. Ander ding wat ook belangrik is, gaiters. Dit is maar daai goedjies wat jy om jou enkel sit vir die slange. Die hele Suid-Afrika is maar vol van die pofadders. Is maar jou gevaarlikste slang, want die ding is met hom is as hy gevaar voel, sy lê nie noodwendig weg nie, hy gaan lê net doodstil. En wat dan gebeur is, jy trap op die ding en dan pik hy jou. En dan sit jy met moeilikheid. En jy vrot weg van sy gif. Jy weet, en dit kos jou lewe op jou einde van die dag. 'n ander ding, saam met die gaiters wat ook nogal goed werk, maar dit is nie heeltemal foolproof nie, maar dit werk nogal lekker. Sorg dat jy vir jou 'n goeie stel gumboots ook het. Die gumboots is maar as jy vinnig dalk in die veld moet gaan en kom ons sê argumentsonthaalwe jy moet 'n stuk in die veld ry waar daar nou nie 'n paadjie is of wat ook al nie, jy kan nie regtig voor jou sien nie. Nou moet die ander uitklim en voor elke wiel maar basies stap en seker maak daar's nie 'n muurshoop of 'n gat of 'n ding nie, wat jou dan nou jou voertuig kan kos argumentsonthaalwe nie. En self as jy net in die algemeen op
waar ook al jy dan nou opeindig, kom ons sê jy is op 'n boer se plaas, jy weet, dan is dit maar altyd net veiliger om die gumboots wel te hê. Dit is 'n vreeslike ongemaklike ding, maar hy kan jou lewe red op die einde van die dag. Dan 'n ander ding wat die mense ook kan doen, wat nogal baie help, as jy nou eers jou stewels en jou langbroek aan het, sit maar vir jou so 'n bietjie duct tape agterste voorom op jou enkels, en dit keer nogal baie van die bosluise ensovoorts. Dit gaan sit vas basies op die duct tape. Dit werk nogal baie goed. Maar ek dink 'n mens kan die duct tape dalk beter gebruik, maar onthou nou, as jy 'n probleem het, want ek weet daar is sekere mense wat as die bosluis hulle byt, jy weet, dan wil hulle klaar iets oorkom. Ek het nogal daai probleem, as ek 'n bosluis sien, dan kry ek sommer bosluiskoors. So dit is iets wat, as dit vir jou 'n probleem is en jy het byvoorbeeld nou nie medikasie wat jy kan prep vir iets soos bosluiskoors nie, dan is dit 100% jou alternatief wat jy dan nou gebruik. Maak seker jy doen so ver as moontlik voorbehoed, dat jy nie met 'n probleem later sit nie. So dis iets waarna jy kan kyk. Kouse, ongelooflik belangrik. Jy weet, as jou skoene en goeders nat word vir wat ook al rede, het jy nou 'n ekstra stel skoene, maar baie mense vergeet van die kouse. Nou as jy enige persoon wat al met nat kouse ergens gewerk het, weet, jy weet, na 'n halwe dag se werk, dan wil jou voete afrot. En dit is maar net hoe dit werk. So droë, skoon kouse is van kardinale belang. Dit is maar soos onderklere amper. Jy kan dieselfde klere dra, maar sorg dat jy jou kouse en jou onderklere maar elke dag verander. En dis nie oor snaaks wees of wat ook al nie, dit gaan maar ultimately oor jou gesondheid. Jy weet, 'n ou wat sy voete gewors is, kan nie meer loop nie. Dit is so eenvoudig. Jy weet, as jy nou een of ander siekte opdoen, omdat jy dieselfde onderklere al dra vir die afgelope 4 weke, selfde konsep. Jy weet, so, daar is maar maniere om dit te kom, so daai klein goedjies wat 'n mens baie oor, jy weet, jy sal wel verby dit kyk, sonder om te dink oor hoe belangrik dit eintlik gaan wees nie. En die rede hoekom ons dit oor sien is, omdat die tye waarin ons leef, alles is so gemaklik, dat jy dink nie noodwendig aan so iets nie. En baie belangrik om aan te sluit by die kouse, moenie ooit jou skoene dra sonder kouse nie, want jy eindig op om jou voete baie vinniger op te neek ensovoorts. So ja, kry nou maar van daai ou mans kouse, wat tot hier by die knie kom, lekker lank is, hulle help jou ook met die bosluise ensovoorts, en hulle keer dat jy ook nie snye en goeters op jou bene kry nie, veral van die gras en die hak en steek, en daai tipe goedjies, en die waggebietjies, ensovoorts wat maar oral is. So, dit is maar kleredrag in totaliteit, hou dit in gedagte, weer 'n keer werk jy op wat jy het. As jy nou net 'n denim het, en 'n paar stapskoene, of net 'n denim en tekkies, dan hou jy by dit. Maar soos ek sê, as jy weer dan nou moet klere aanskaf ensovoorts, dan gaan jy werk volgens die formule wat ek jou nou gee. Dit is maar die beste om na te kyk. Hou in gedagte dat die plekke waar jy dalk moet opeindig, as jy in 'n dorp gebly het jou hele lewe lank, en jy moet ewe skielik in die veld gaan bly, jou liggaam en hoe jy jou bestaan maak, is nie noodwendig gewoon aan nie. 'n stupid voorbeeld, jy is 'n rekenmeester, jy sit deeldag byvoorbeeld agter jou rekenaar en werk. Nou moet jy ewe skielik 3 of 4 kilo 'n dag stap. Jy moet die hele tyd in die son wees, jy moet draad regmaak, jy moet skape vang. Al hierdie tipe goedjies is nie noodwendig goed waaraan jy gewoond is nie. En dan kan dit 'n groot rol speel. Die ander ding wat ek laaste wil noem oor kleredrag, weer 'n keer, om nou net aan te sluit by die plaaslewe, as jy nie met jou hande werk nie, en wat ek bedoel nie met jou hande werk nie, so as jy nou nie 'n ambag of iets doen nie, kry maar vir jou oordentlike stel handskoene, is baie belangrik. Ouens, jy weet, om die hande nou maar sag geraak het oor tyd, kan jy baie maklik, jy weet, jy skoffel
vir 'n halfuur, dan is jou hande vol blaase. Nou is jy gewors, nou kan jy vir 2 of 3 dae nie skoffel nie, want jou hande is stikkend. So weer 'n keer is dit belangrik, kry maar vir jou 'n goeie stel handskoene. Moenie gaan in hierdie goedjies koop wat jy by jy weet, by 'n hardeware of wat ook al kan kry wat jy in die tuin mee grou nie. Daai goedjies gaan jy binne nie eers 'n halfuur stikkend werk nie. Gaan en kry vir jou ordentlike leer handskoene. Jy weet, dit kos 'n bietjie duurder, maar dis regtig die moeite werd. En moet ook nie net een paar kry nie, kry maar vir jou so 5 pare. Dis nogal belangrik. Jy sal sien oor tyd word jou hande maar self hard, en dan het jy nie meer die handskoene nodig nie. Maar dis belangrik om dit in ag te neem. Jy weet, as jy iets doen soos draadwerk ensovoorts, daar's maar altyd goed wat in jou steek ensovoorts. En weer 'n keer as jy nou dink aan iets soos klem in die kaak, is nie noodwendig dat jy daai medisyne beskikbaar gaan wees nie. So verhoed eerder weer die probleem as wat jy vir jouself 'n probleem skep. Ja, en dit is dit vir kleredrag.